Eers jaag ek daarna en ek sê, wat nou gebeur en waar ons nou is glad nie naaste by wat God wil hê nie, is nie naaste by wat ons kan hê nie, ons is tevrede met, kan ek Afrikaans praat, bokkerol. Dit klink so bekend. Maar dan is daar 'n groep wat sê, ek sal die prys betaal. En hulle ry verder, maar daar kom nog 'n tolhek. En dan sê hulle, nee, dis nou genoeg. Dis nou heeltemal genoeg, ek is nou klaar, ek draai om, die huis is nou nog is nader as die bestemming. Maar daar is 'n ander groep wat in hulle gedagtes, in hulle harte 'n bestemming het. Kom ons sê maar die see. Hulle sien in hulle hart die witte strand en die bloue see, en hulle sê, ek gaan die kant toe en dis die aansporing, ek sal ry, ek sal 'n papwiel regmaak, ek sal 'n ompad ry, ek sal selfs my medereisiger verdra wat voor my inry. Dit maak nie saak wat nie, want ek weet waantoe ek op pad is. Ek jaag na die doel, sê Paulus, om die prys te verkry. En as ek hierdie besluit nie neem nie, gaan ek die hele tyd 'n Sondagmiddag reisiger wees, wat nêrens kom en God nooit beleef nie. Wat het dit gekos om ons te red? Hoeveel mense is daar wat op hierdie oomblik nie gered is nie, wat van God niks weet nie? Ons is gered uit genade deur die geloof, dit nie uit onsself nie. Dis 'n gawe van God. En die Here kyk na ons, om 'n verskil in hierdie donker wêreld te maak, om iets te doen, of toe te laat dat hy deur iets doen, sodat hierdie wêreld verander kan word. Nou ek het baie gebid vroeër, oor hierdie ding, en ek het dit al vertel, ek het baie gebid, ek het baie gehuil, baie nagte, ek het alles probeer, maar ek het nie geweet, dis nie ek wat moet probeer nie, dis ek wat moet toelaat dat die Heilige Gees dit deur my doen. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek 1/10 van elke dag gebid en Bybel gelees het. Elke dag. Daar was 'n tyd in my lewe toe ek al vroeër opgestaan het, tot 2 uur die nag. Dan gesit ek met die Bybel en gee ek 'n snork of val ek bo van die stoel af, so vaak as ek. Maar môre aan sit ek weer hier, want ek wou gehad het wat God sê ek kan hê. Hy het gesê, ek gee jou die krag, word kragtig in die Here. Ek gee jou die krag van die Heilige Gees om deur jou te werk. En ek het besluit, ek sal met niks minder tevrede wees nie. En toe kom ek by die plek waar ek vra, maar Here, hoekom is die breë kerk in so 'n toestand? Hoekom is ons land, ons Christenland in so 'n toestand? Hoekom maak ons nie 'n verskil nie? Hoekom skud ons nie die omgewing? Hoekom skud ons nie die duiwel 'n slag uit ons lewens nie? Hoekom skud ons nie die duiwel 'n slag uit ons kerk nie? En kom, ek wil dit as 'n tussenwerpsel sê. Kind van die Here, as jy voel, ek kom nêrens nie, ek bid en ek probeer en ek kom nêrens nie, het jy geestelike hulp nodig. Jy het nodig dat iemand vir jou bid, dat jy vrykom van hierdie goed wat jou so besig hou. Ek wil iets vertel. Ek wil 'n getuienis vertel wat ek gelees het. Ek was nou nie van plan om oor dit te praat nie, maar jy doen soos jy gelei word. 'n Pastoor vertel, 'n vrou kom na hom toe, 'n dierbare kind van die Here. Sy sê, die Bybel is vir my versluier. Ek lees hom sonder om insig te hê. Sy sê, en ek kom net nie vorentoe nie. Hy sê, en hy bid en die Here sê vir hom, sy was met 'n losbandige man getroud. Hy vra vir haar, het jy nog enige iets van hierdie man? Sy sê, ja, diamantring. Hy sê, draai jy hom nog? Sy sê, ja, partykeer. Hy sê, vat daai ding. Ek sê nie gooi hom weg nie, verkoop hom, doen iets met hom. Dis die moeilikheid. 'n Paar dae later kom sy terug, sy sê, ek het dit gedoen. En hy bid vir haar en die Here bevry haar. Sy sê, ek is totaal 'n ander mens. Die Bybel is vir my glashelder oop. So as jy in jou lewe voel, maar ergens hou iets my terug, ek het nie vrymoedigheid nie, ek,
het jy hulp nodig, en dis nie 'n skande of 'n sonde om hulp nodig te hê nie. Ek wens ons almal het iets geleer van hierdie goed toe ons jonk was, maar ons het van niks geweet nie. Dit daar gelaat. En die antwoord wat die Here gee, is Lukas 18, die gelykenis of die verhaal van die onregverdige regter en die weduwee. Nou, ons ken dit almal, maar op die ou end sê Jesus, hy sê, hoor wat die onregverdige regter sê, en wat hy gesê het was dit, ek moet hierdie vrou help of sy kom klap nog vir my gesig. Sal nog al 'n koerant opskrif gewees het. Vrou klap regter. Hy sê dat ek haar help. En Jesus sê, hoor wat sê die onregverdige regter. En dan sê hy hierdie woorde, sal God dan nie sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep, antwoord nie, ek sê vir julle, hy sal en gou, sal God dan nie. Lukas 11, die verhaal van die vriend in die middernag, sê Jesus, elkeen wat bid, elkeen wat bid ontvang, elkeen wat soek vind, vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Dis 'n belofte wat ons in besit moet neem, en ek gaan nou iets daarvan oor sê. En ons kom by gebed. Hierdie goed wat ons hier oor praat, word alles verander deur een ding, en dis gebed. Ek onthou, party van julle wat hier sal het onthou, hoe ons in hierdie plek gebid vroeër dae. Ons het elke naweek gebid van Vrydagmiddag 5:00, tot Sondagmôre 7:00. Ek het Sondagoggend 3:00 gekom. Dan salf ons hierdie plek, hierdie sitplekke. Ons salf die kerk, ons bid op die terrein. En alles wat ons hier sien, het God gedoen deur gebed. Hoekom sal ons nou, as ek dit so mag noem, die wenresep prys gee en agteroor sit, dat die duiwel hand oor hand toeneem? Ons durf dit nie doen nie. En ek wil vanmôre elkeen bid dat die Heilige Gees elkeen se hart sal opwek om te sê, ek val in, ek gaan bid, God sal jou help. Al wat jy moet doen is om eerste tree te gee. God sal jou help. Ons moet dit weer doen. Die tye is baie donkerder as daai tyd. Ons moet dit weer doen, ons moet dit weer doen. Ons moet, nou is dit die tyd. Nou is dit die dag van heil. Nou is dit die dag van verlossing. Ons moet tyd maak hiervoor. Jy sien, ons almal, met tyd het ons 'n lewenstyl aangeleer. 'n Lewenstyl van ek gaan God ergens inpas. Ek gaan God ergens inpas. Maar as jy ernstig is met God of in die nood, dan pas jy alles in by hom. Ek lees 'n boek oor herlewingsgebeurtenisse in die vorige eeu, en toen in die tyd toe die Pinkster begin het en die AGS tot stand gekom het en. En hulle sê die antwoord, die geheim hiervan was, hulle het gebid. Hulle het kerk toe gestroom. Hulle het gebid, hulle het nagte deur gebid. Hulle het gebid en gehuil voor die Here, doen asseblief iets. Een getuienis is, 'n man en vrou het 'n dogter wat in China 'n sendeling is. En hierdie man stap die oggend stal toe om die koeie te gaan melk, en halfpad steek hy vas. Hy kry gewaarwording van die Heilige Gees oor hulle dogter. Kind van die Here, laat ons wandel met die Heilige Gees soos dat ons hoor wat hy sê oor dinge wat aan die gebeur is in ons lewens. Hy sê, en hy kom terug in die huis. Sy vrou is besig met ontbyt maak. Sy sê, wat gaan aan as jy siek? Hy sê, nee, as 'n fout met ons dogter. Kom ons bid. En hy sit alles neer en dit was vroeg in die môre. Hy sê, en hulle bid. En 7:00 word 8:00, en 8:00 word 9:00, en 9:00 word 12:00, en 12:00 word 3:00, en 3:00 word 6:00, en 6:00 word 9:00 in die aand. En skielik kom 'n blydskap oor hom en hy spring op. Hy sê, sy's gesond. En hy begin die Here prys. Hy sing in tale. Nou die kommunikasie was nie soos nou nie. Dit het dae gevat om te hoor van China af tot by hom.
En toe kom die brief. Sy was tot die dood toe siek aan 'n sekere koors. As jy die koors het, is dit Ikabod. Dan kan die kus maar bestel word. En hulle sê, daai aand, 9 uur, skielik toe sit sy regop, toe sy gesond. 'n man, 'n pa en 'n ma wat gesê het, ek sal my kind nie laat gaan nie, ek sal haar nie aan die dood afgee nie, ek sal haar nie laat verlore gaan nie, ek sal haar uit die hel uitruk. En hulle het 'n dag lank gebid. Nou wil ek jou iets sê. Ons almal bid oor goed, dan huil ons ook soms so 'n bietjie. Dan staan ons vir ons knieë af en dan het niks verander nie. Dan gaan huil ons later weer 'n bietjie daaroor. En dan het niks verander nie. En dan doen ons dit weer en weer en weer en weer en weer. En ons hoor nie wat God sê, almal wat bid sal ontvang nie. En dat Jakobus 4 sê, julle het nie omdat julle nie bid nie, en julle bid omdat julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle persoonlike, my eie woorde, begeertes deur te bring. Hoe kan 'n mens bid vir 'n dag lank? Hoe kan 'n mens bid vir 'n dag lank uit jou verstand? Hier's ouens hier wat dit verstaan. Die Bybel sê in Romeine 6:26, ons weet nie reg hoe en wat om te bid nie, maar die Gees tree vir ons in met versigtinge, sigtinge wat nie in woorde gesê kan word nie. Hierdie sigtinge in Engels is groanings. Weet jy wat is to groan in the spirit? Nie woorde nie, oh God, oh God, oh God. En jy sê dit over en over en over. En jou gees word opgelig deur die Heilige Gees. En jy weet, jy doen dit totdat die lig deurbreek. En jy weet, ek het by God gehoor. Dis die antwoord. Die pad is oop voor. En ag, mag die Here ons help om 'n dringendheid in ons harte te kry, om weer te begin bid. Daar's soveel, verskoon my Hollands, distractions in ons tyd. Daar's soveel goed wat ons besig hou, ook goeie goed. Dat ons vergeet, dat die beste ding is die goeie God wat ons dien. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Die Grieks verbind hulle al drie een. Hy sê, ek is die weg wat vir jou die waarheid wys en vir jou die lewe bring. Paulus sê, al wat ek wens is om Christus te ken en die krag van sy opstanding. Daar's meer, kinders van die Here, daar's meer as om net kerk toe te gaan, daar's meer om net godsdienst te praat, daar's meer om net te sê, Here, dankie vir die hande wat dit voorberei, daar's meer, daar's diep dinge wat God het vir elkeen van ons, maar jy sal dit alleen kry, alleen met God. Ek het ander dag vir julle vertel hoe T.L. Osborne, en die Here het hom wonderlik gebruik, hoe dat hy op die vloer gaan lê het en gesê het, ek sal nie hier opstaan, tensy jy met my praat nie. En hy tred verloor met die tyd. Hy sê, en skielik praat die Here met hom soos 'n generaal, hy sê, staan op, klim in jou karre ry. En terwyl hy ry, sê die Here vir hom, van nou af, sal jy siekes gesond maak. En ek het van sy opnames gesien. Ek het van sy opnames gesien wat God kan doen. In hierdie tyd van gebed wat ek nou van praat, hierdie man se dogter, bring hulle in 'n byeenkoms, 'n dooie seentjie. En hierdie mense is by mekaar en hulle bid, hulle sê, ons sal hierdie kind nie afstaan aan die dood nie. En hulle bid en die kind sit regop. Dis wat ons in ons dag nodig het, wonderwerke ver bo die gemiddeld. Ons het in ons dag nodig mense wat uit die dood opgewek word. Ons het in ons dag nodig mense deur wie die krag van God so manifesteer, dat dit 'n gerug word soos in die dag van Jesus, dat daar 'n gerug uitgegaan het, en die mense het saamgestroom, en gesê, dis die God wat ons wil dien. Onthou, die duiwel is die God van hierdie wêreld, 2 Korintiërs 4:4. Onthou, die duiwel is 'n vyand, wat alles in sy vermoë doen, om jou weg te trek van God af. Alles.
En as jy nie in jou gees by die Here hoor wat dit is nie, dan hou hy jou daar. En dan praat jy negatief. En dan verstaan jy nie hoekom dit is dat ek nêrens kom nie, maar ek is deur God geroep, ek is weergebore uit genade, maar my lewe gaan nie vorentoe nie. Ek bly kragteloos, ek bly sukkel, daar's 'n plek, geliefde, daar's 'n plek waar jy moet verbykom, en jy kom alleen daar verby, voor die aangesig van die Here. Ek sê weer, as jy in tale kan praat, in tale kan bid, groan voor die Here. Worstel met God, worstel met God. Jakob het met God geworstel by die Jabokrivier 'n hele nag. Toe sê die Here, laat my staan, die dag breek. Hoe goed is God nie? Die God van die hemel en die aarde, kom en hy kom stoei met 'n gewone man, om hom by 'n plek te bring waar hy sê, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. Begin dit vir die Here sê, en bedoel dit, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. Ek wil vanmôre vra, het jy in jou hart 'n droom oor wat jy hê God moet deur jou doen? Het jy 'n begeerte dat sê ek dis wat ek najaag? Ek wil 'n sielewenner wees. Ek het 'n begeerte dat mense gesond word. Ek het 'n begeerte na dit, en laat hierdie begeerte in jou gestalte kry. Visualiseer dit. Jy sien jouself as iemand wat fisiek is, bid en hulle word gesond. Jy sien jouself as iemand wat dit doen of dit doen in die gees. En hierdie beeld begin leef in jou. En jy, reisiger, op pad na die ewigheid, kry 'n visioen in jou hart van waantoe jy op pad is, en dit maak dat jy sê, nee pap wil nie, nee tolhek nie, niks sal my weghou. Ek jaag na die doel om die prys te verkry, sê Paulus. Ek jaag na die doel om die prys te verkry, en om dit te kry, is ek bereid om die prys te betaal. Alles het 'n prys. Pastoor Mouders het vanmôre gepraat oor offerande. Jy het 'n prys om te betaal. Baie maal is die prys op jou gesig op die vloer. Jy het 'n prys om te betaal, om te sê, dis reg Here, dis reg met my, dis reg, ek hou, nou julle weet altyd ek sê dit, Here, ek hou nie van wat nou gebeur nie, maar is reg met my. As dit reg is met u, dan is dit reg met my. En jy sê dit totdat jy dit in jou hart beleef. Ek bedoel wat ek nou sê, ek hou nie van wat nou gebeur, maar is reg met my, want niks kan my skei van u liefde nie, niks. Ek is God se eiendom. Hy kyk na my deur die kruis, hy kyk na my deur die bloed, hy kyk na my, hy sê, jy's kosbaar in my oë. Watter kind wat sy pa behaag, kry nie guns by my. Die Here wag vir ons om te sê, nou is die tyd, ek maak 'n besluit tot hier toe. En nie verder nie, en as dit nie nou werk nie, of as daar nie 'n verandering kom nie, ek kom weer, ek sal nie ophou totdat u met my praat nie. En hoor dan die woorde van Abraham en Isak, omdat jy dit gedoen het. Omdat jy dit gedoen het, sal ek jou ryklik seën. Om jy wat gedoen het? Gegee het. Jou seun, jou enigste wat jy lief het, gegee het. Kinders van die Here, daar's goedjies wat ons het, wat ons nie graag wil gee nie. En baie maal is dit nie goedjies nie. Baie maal is dit goedjies, gesindheid. Baie maal is dit onsigbare geestelike goedjies wat ek nie wil gee nie, totdat die Here sê, sal jy dit doen? En wanneer jy sê, ek sal, maak nie saak hoe swaar dit is, ek sal. Ek wil julle tyd opneem om vir julle te vertel wat die Here vir my gedoen het in my lewe. Deur bereid te wees om te sê, Here, ek sal dit doen. Ek sal dit doen. Ek voel nie om dit te doen nie. Ek is regtig nie lus om dit te doen nie, maar vir u sal ek dit doen. Dan hoor ek, omdat jy dit gedoen het. Omdat jy dit gedoen het. God sê dit vir elkeen vanmôre. Wat is jy bereid om te doen? Nie om te verdien nie, om jouself tot beskikking van die Here te stel, om nie die genade van God te vergeefs te ontvang nie, maar om te sê, Here, hier is ek, stuur my. Daar moet eers 'n besef in jou hart kom.
Jesaja 6 sê in die sterfjaar van koning Usia, het ek God op sy hoë en verhewe troon gesien. En daar was serafs om wat gevlieg het en uitgeroep het, heilig, heilig is die Here God. Sy somer die tempel gevul en die tempel het vol rook geword vanweë die geroep van die roepers. Ag, mag God ons gee, mag God ons help dat hierdie plek vol rook word, soos ons die roepers hier roep. Hy sê, Jesaja sê, toe val hy op sy knieë. Toe sê hy, wee my, wee my. Ek is 'n man onrein van lippe en ek woon onder 'n volk wat onrein is van lippe. En toe kom 'n seraf met 'n tang en hy vat 'n kool van die altaar af, 'n vuurkool, en hy raak sy lippe aan en hy sê, jou sonde is vergewe, jou skuld is weggeneem. En die volgende oomblik hoor hy God sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe sê hierdie man wat nou net gesê het, ek is onrein van lippe, ek woon onder 'n onrein volk. Toe sê hy, Jesus, ek stuur my. Ag, mag God ons help, mag die Heilige Gees ons help, dat ons elke ene helder oomblik sal kry om te sê, Here, hier sê ek, stuur my. Hy sê nie, jy moet trek nie, hy sê nie, jy moet iets anders doen nie. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Soek my, soek my. Dit sal jou nooit berou nie. Ons land se toekoms op die spel. Die kerk se toekoms op die spel. Ons kinders se toekoms op die spel. Alles is op die spel. Want Johannes 10:10 sê, die duiwel slag, steel en verwoes. Maar Jesus sê, ek het gekom, dat julle lewe kan hê, en dit in oorvloed. Wie wil dit nie hê nie? Is dit nie die moeite werd nie? Wie wil dit nie hê nie? Wie wil nie lewe in oorvloed hê nie? Steek jou hand op. Ek is trots op julle. Jy was dit dan nie in die kerk, as ek sê, die Here is nie goed, sê, amen. Ons wil dit almal hê. Kom staan. Sê saam met my. Maak dit duidelik. Sê dit dat die duiwel dit hoor. Sê, Here, ek vra dat U in my gees 'n begeerte bring om te bid soos nooit tevore nie. Om die tyd uit te koop, omdat die dae boos is. Ek meld aan, doen met my wat U wil, om Jesus te verheerlik, en om te voldoen aan die heilige roeping, waarmee U my geroep het. Ek sê dankie dat ek U kind is, en vandag besluit ek is weer 'n reisiger, op pad, om die heerlikheid van God te sien, en ek wil nie langs die pad stilhou nie, en ek wil nie ophou nie. Hier is ek, stuur my. Halleluja. Genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van ons God, en die gemeenskap van die Heilige Gees is elkeen se deel. Amen.